In vandag se lesie gaan ons nou weer na die kosfunksie kyk en ons gaan nou na die vertikale verskywings van die kosfunksie kyk. Nou die vertikale verskywing van die kosfunksie werk net soos die vertikale verskywing van die sinfunksie. So as jy met die vertikale verskywing van die sinfunksie nou al reg is, sal jy met die kosfunksie ook reg wees. So kom ons kyk, hoe lyk ons standaard vorm dan wanneer daar nou vertikale verskywing by jou kosfunksie ook plaasgevind het? So ons standaard vorm na die vertikale verskywing is ons y is gelyk aan a cos x plus q. Of ons kan dit ook ons nou skryf as ons dit in funksievorm skryf, fx is gelyk aan a cos x plus q. Goed. Net dat ons gou weer hersien wat doen a. A is die numeriese waarde van a. Met ander woorde, die waarde van a sonder die teken gee die amplitude of die vertikale uitrekkingsfaktor van die grafiek. En q is die vertikale verskywing van die grafiek. Nou kan julle nog onthou hoe die vertikale verskywing is? As q groter is as 0, skuif die grafiek op. Met ander woorde, as q plus 2 is, gaan hy 2 eenhede op. As q minus 2 is, gaan hy 2 eenhede af. So dit beteken dat die numeriese waarde van q die hoeveelheid eenhede bepaal wat die grafiek op of afskuif. En wat kan julle nou nog onthou van q wat baie belangrik is? Dit is reg, q beïnvloed die waardeversameling. So kom ons gaan kyk na ons paar voorbeelde oor die nuwe standaard vorm wat ons nou geleer het. Onthou ons vorm is nou y is gelyk aan a cos x plus q. Kom ons gaan kyk na ons eerste voorbeeld. Ons eerste voorbeeld is y is gelyk aan cos x minus 1. En hulle sê vir ons x is 'n element tussen 0 grade en 360 grade. Goed, so as ons nou hier kyk, dan sien ons a is 'n spook 1, wat daar staan, so dis my gewone kosgrafiek. Hy gaan eers af en dan op. En dan sien ek my q is minus 1. Met ander woorde, as q gelyk is aan minus 1, dan beteken dit q is kleiner as 0. Met ander woorde, die grafiek skuif 1 eenheid af. So as ons nou ons grafiekie teken, ek gaan hom nou weer net met ons 90 grade intervalle teken, want ons kritieke punte kan ons nou mooi sien by ons 90 grade intervalle. So, ek het my x-as en my y-as. Ons het op ons y ons gewone y-waardes, positief boontoe, negatief ondertoe, en ons het ons x-waardes wat nou hoeke is. Nou, ons het gesien met ons basiese y is gelyk aan cos x grafiekie, né? Het ons gesien hy lyk so, by 0 en 1, en dan by 90 en 0, 180 minus 1, 270 en 0, en 360 en 1. So as ek my basiese kosgrafiek geteken het, dan lyk hy nou so. Goed, nou het hierdie vergelyking vir my gesê, ek kry nou die grafiek, y is gelyk aan cos x minus 1. Met ander woorde, elkeen van hierdie punte moet
een eenheid afskuif. Elkeen van my kritieke punte skuif een eenheid af. Met ander woorde, as ek hom nou gaan teken, dan kry ek die nuwe grafiekie wat nou hier onder die x-as lê. Van 0 en 0 gaan hy na 90 en minus 1, 180 en minus 2 en 360 en 0. So as ek kyk na hom, en ons gaan kyk na sy periode, ek kan jou bakkie nou sien waarin jou kos nou heerlik gaan wees, né? So ons periode het nie verander nie, ons periode bly 360 grade. Ons amplitude, wat het met ons amplitude gebeur? Ons amplitude het ook nie verander nie, ons amplitude is 1. As jy twyfel oor dit, kan jy dit net toets, want ons amplitude is altyd ons maksimum y minus ons minimum y gedeel deur 2. So wat is my maksimum y? My maksimum y is nou 0. En my minimum y is minus 2. Minus 2 gedeel deur 2 en ek kry dit is 2 op 2 wat gelyk is aan 1. Nou kan ek weer sien my definisieversameling het hulle in die begin in elk geval vir my gespesifiseer dat x 'n element is van 0 grade tot by 360 grade en let op, dis blokhakkies, want die blokhakkies beteken die grade is ingesluit daar. Dan kom ek nou by my waardeversameling. My waardeversameling gaan oor die y-waardes wat geld vir hierdie grafiek. Nou is my waardeversameling altyd van my minimumwaarde af wat nou min 2 is. Kleiner of gelyk aan y, kleiner of gelyk aan my maksimumwaarde wat y is, 0 is. So my waardeversameling is nou my minimumwaarde minus 2 kleiner of gelyk aan y, kleiner of gelyk aan 0 wat my maksimumwaarde is. Of die ander skryfwyse wat ons nou ook al baie keer gedoen het, kan jy sê y is 'n element van minus 2 tot by 0. So ons kyk na ons tweede voorbeeld, en ons tweede voorbeeld sê vir ons fx is gelyk aan minus 2 cos fx is gelyk aan minus 2 cos x plus 1. Goed, x is 'n element tussen 0 grade en 360 grade. So as ek hierdie enetjie nou ook weer met my skets begin teken, dan gaan hy ook soos volg lyk. So ek het my x-as en my y-as. Ek gaan hom weer werk met my 90 grade intervalle, want dit gee vir ons genoeg van ons kritieke punte sodat ons kan sien hoe werk dit. Goed, so kom ons begin met my eerste grafiekie, gaan ek teken y is gelyk aan cos x. Ok, so ek gaan my basiese kosgrafiek mooi teken, en dit is baie nodig dat julle hierdie basiese grafiek elke keer mooi verstaan. Want my basiese grafiek ondergaan nou hierdie transformasie, kan 'n mens mos nou amper sê, julle het in transformasie al gedoen, in graad 9. Goed, so kom ons kyk, as ons nou ons volgende grafiekie teken, dan gaan ons teken y is gelyk aan minus 2 cos x. Met ander woorde, hierdie minus 2 wat julle nou baie belangrik moet sien, is 'n refleksie. So in die x-as en in negatiewe kosgrafiek is altyd 'n bakkie wat nou omgekeer is. Met ander woorde, jou kossies gaan nou uitval.
En die oomblik as jy sien jy het 'n bakkie wat op sy omgekeer is, dan weet jy het 'n negatiewe kosgrafiek. As ons nou -2 het, dan kan ons punte insit by elke keer 2 keer die een net omgekeerd, né? -2 maal 1 is -2. -2 maal 0 is 0. -2 maal -1 gee vir my 2. So my grafiek lyk nou soos 'n bakkie waarvan my kos gaan uitval. 'n Omgekeerde bakkie. Goed, maar nou sê my grafiek vir my verder, y is gelyk aan -2 cos x plus 1. Met ander woorde, hierdie kie is groter as 0, so hy skuif 1 eenheid op. So as hy nou 1 eenheid moet opskuif, dan gaan dit nou beteken -2 word -1, 0 word 1, 2 word 3, 0 word 1 en -2 word -1. Met ander woorde, die grafiek van -2 cos x plus 1 is nou die grafiek wat so lyk. Goed, so kom ons begin met hom kyk na al die eienskappe. Wat is sy periode? Sy periode bly 360 grade. En dit is niks beïnvloed nie. Wat is sy amplitude? Sy amplitude is die positiewe waarde van A. Wat is A? A is -2, met ander woorde sy amplitude is 2. Die derde ding waarna ons kyk is sy definisieversameling. Die definisieversamel is x se element van 0 grade tot by 360 grade, hulle dit so vir ons gegee. Wat sal sy waardeversameling wees? Sy waardeversameling gaan nou oor my minimumwaardes en oor my maksimumwaarde. So minimumwaarde is -1 en sy maksimumwaarde is 3. Met ander woorde, ek kan sê minimum altyd eerste, kleiner of gelyk aan y, kleiner of gelyk aan maksimum van 3. Y 'n element van reële getalle. Of as ek my ander skryfwyse toepas, kan ek sê y is 'n element van -1 tot by 3. Goed, so dit is dan die voorbeeld van -2 cos x plus 1. My derde voorbeeldjie, kan ek nou gaan kyk na die grafiek y is gelyk aan 3 cos x minus 1 vir x se element van 0 grade tot by 360 grade. Goed, met ander woorde, ons begin met sy periode. Wat is sy periode? Sy periode is 360 grade. As ek gaan kyk na sy tweede een, wat sy amplitude is, wat is sy amplitude? Dis reg, sy amplitude is 3. So ek sien my A is positief, so my grafiek gaan eers af en dan op. Ok, maar kom ons kyk nou na my definisieversameling. My definisieversameling bly x element van 0 grade tot by 360 grade. Sy waardeversameling gaan mos nou beïnvloed word, want onthou die kie. Die A beïnvloed ook die waardeversameling, maar kie speel ook nou 'n belangrike rol. So kom ons gaan kyk net gou-gou na die oorspronklike cos x, is ons waardeversameling tussen -1 en 1.
'n element van reële getalle. Dan het ons mos nou gesê, as ons 3 keer cos x het, dan beteken dit dat ons vertikale uitrekkingsfaktor is 3. Met ander woorde, hierdie minimum en maksimum vermenigvuldig ons met 3. Dan kry ons, dit is my nuwe waardeversameling, is nou tussen -3 en 3. Goed, nou gaan ons ook kry dat ons het nou 3 cos x minus 1. Dit beteken hierdie grafiek skuif 1 eenheid af. Met ander woorde, my minimum moet 1 minder word en my maksimum moet 1 minder word. 'n element van reële getalle. So ons kry nou -4 kleiner of gelyk aan y kleiner of gelyk aan 2. So dit is nou my waardeversameling vir my nuwe grafiek. Ons kyk na ons laaste voorbeeldjie. Fx is gelyk aan -1/2 cos x plus 2. En my x is 'n element tussen 0 grade en 360 grade. Goed, so nommer 1 kry ek, wat is my periode? Hier's niks in hierdie grafiek wat my periode beïnvloed nie, so my periode bly 360 grade, want elke 360 grade begin sy patroon of sy siklus herhaal. Die tweede een waarna ons kyk is ons amplitude, wat ons vertikale uitrekkingsfaktor is. Ons amplitude beïnvloed ook ons waardeversameling, en nadat die amplitude die invloed gemaak het, beïnvloed die kie dit ook verder. So ons amplitude in hierdie geval is 1/2. As ons kyk na ons definisieversameling, ons definisieversameling sê vir ons x is 'n element tussen 0 grade en 360 grade. Ons waardeversameling gaan nou weer beïnvloed word, né? So ons waardeversameling vir ons oorspronklike x het ons gesien is tussen -1 en 1. Dis altyd my maksimum waarde vir my basiese kosgrafiek. As ek nou het -1/2 cos x, dan gaan hierdie waardeversameling nou verander na -1/2 kleiner of gelyk aan y kleiner of gelyk aan 1/2. 'n element van reële getalle. Kom ons kyk net gou weer, dat julle net seker is van dit op die grafiekie. Dan ek gaan net 'n klein grafiekie hier teken. Net julle mooi sien, hoekom bly my waardeversameling dan nou tussen -1/2 en 1/2. Ok, my basiese grafiek, as ek nou net weer kyk na my basiese grafiek, dan lyk hy mos nou weer soos my bakkie, né? Met my vertikale uitrekkingsfaktor, beteken dit as ek gaan kyk na y gelyk aan 1/2 cos x, dan is hy positief, met ander woorde, hy gaan elke keer 1/2 wees, né? So dit is wat nou met hom gebeur het met sy vertikale uitrekkingsfaktor. Goed, so as ek nou wil kyk na y is gelyk aan -1/2 cos x, dan beteken dit hierdie bakkie van my gaan nou omdop, want hy reflekteer in die x-as. So kan julle sien my waardeversameling vir die positiewe en die negatiewe grafiek is maar dieselfde. Kan julle sien? Met ander woorde, so vir -1/2 cos x is my maksimum waarde is 1/2 en my minimum waarde is -1/2.
Goed, so as hierdie grafiek nou opskuif, dan gaan hy mos nou word minus 'n half cos x plus 2. Dit beteken my y-waarde gaan aan elke plek met 2 meer word. Y 'n element van reële getalle. Met ander woorde, ek het my y is 3 op 2 kleiner of gelyk aan y, kleiner of gelyk aan 5 op 2. Y 'n element van reële getalle. Goed, met ander woorde, dit was nou ons lesie oor die vertikale verskywing van ons kosfunksie. Ek hoop alles is vir julle mooi duidelik en onthou, jy moet alles saam doen. Mens kan nie wiskunde mooi leer en onthou deur net te kyk nie. Jy moet dit self werk ook. So, doen nou hierdie huiswerkies, sodat julle die les mooi kan vaslê. Geniet dit.